Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 4de Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 072-02-02615. Jeremia was 'n profeet gewees wat geroep was in 'n tyd wat Israel baie verdrukking ontvang het, maar ook wat hulle in 'n ongehoorsame tyd was. Jeremia was geroep gewees as 'n profeet in 'n tyd wat die mense nie wou luister na die waarheid nie, maar eerder die leuns van prosperity te aanvaar. Om goedheid en guns te hoor, terwyl die toorn van God neergekom het. Jy weet, wanneer 'n volk die verbond verbreek teenoor God, dan laat God dinge toepas onder hulle. Want die volk behoort aan God. Die volk was geroep deur God. Die volk was gekies deur God. Die volk het 'n verbond gehad met God. Maar hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Luister mooi wat sê Jeremia in hoofstuk 11 oor die verbondsverbreking. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Hoor julle die woorde van hierdie verbond en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem. En sê vir hulle, so spreek die Here, die God van Israel, vervloek is die man wat nie luister nie na die woorde van hierdie verbond. Dit is harde woorde. Jy sien, God is nie 'n God om mee te speel nie. Wanneer God sê, hy gaan iets doen, dan doen hy dit. Wanneer 'n volk wegbeweeg het van hulle God af, dan sal hy hulle straf, sodat hulle kan terugkeer, sodat hulle die knie kan buig voor hom. Wat ek julle vaders beveel het op die dag toe ek hulle uit Egipte land, uit die ystersmeltoond uitgelei het, met die woorde, luister na my stem en doen die woorde net soos ek julle beveel, dan sal julle vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Om te bevestig die eed wat ek vir julle vaders gesweer het, om aan hulle te gee 'n land wat oorloop van melk en honing, soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesê, Amen, o Here. Nou toe Jeremia die profeet was daar ander profete gewees, valse profete. Wanneer hy 'n waarskuwing van God gebring het, dan het hulle gesê, hy lieg. Hy bring oordeel oor ons. Dan het hulle geprofeteer met 'n valse tong, 'n leuenagtige tong, en hulle het gesê, daar kom goedheid en guns, daar kom goeie dinge. En die Here het vir my gesê, vers 6, roep al hierdie woorde uit in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem. Hoor die woorde van hierdie verbond en doen dit, want ek het julle vaders nadruklik gewaarsku op die dag, toe ek hulle uit Egipte land laat optrek het, tot vandag toe, vroeg en laat, en gesê, luister na my stem. Jy weet, mense verstaan nie regtig wie God is nie. Mense wil net die goedheid en die guns hoor. Mense wil net dit wat die valse profete spreek, inneem. Terwyl die woord ons duidelik waarsku dat wanneer daar slegte dinge oor 'n land kom, moet ons weet daar's boosheid wat die mens aanvaar, wat hy nie veronderstel is om te aanvaar nie. Daar is afgode, afgodsbeelde teenwoordig, wat nie daar moet wees nie. Vers 8 sê, nogtans het hulle nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle het gewandel elkeen in die volharding van sy bose hart. Daarom het ek oor hulle gebring al die woorde van hierdie verbond wat ek beveel het om te doen, maar wat hulle nie gedoen het nie. Verder het die Here vir my gesê, daar is 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van Jerusalem. Hulle het teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders, wat geweier het om na my woorde te luister, en agter ander gode aangeloop, om die te dien,
Die huis van Israel en die huis van Juda het my verbond verbreek, wat ek met hulle vaders gesluit het. Luister mooi. Hierdie volk het die verbond verbreek, wat God en hulle voorvaders, hulle vaders gehad het. Nie hulle nie. En baie mense wil vandag sê dat dit is nie nodig as ons voorouers 'n verbond met God gehad het om dit na te kom nie. Jy sien, wanneer die verbond tot in die nageslagte gespreek was, dat die belofte tot in die nageslagte is, dan is dit van toepassing. Daar is niks wat jy of ek kan doen daaromtrent nie, want dit is die God wat hemel en aarde gemaak het. Dis die God wat in beheer is van jou en my. Die God wat wil hê ons moet hom aanbid en nie die wêreldse dinge nie. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hulle, waaruit hulle nie sal kan kom nie. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal na hulle nie luister nie. Dan sal die stede van Juda en die inwoners van Jerusalem gaan en roep na die gode vir wie hulle rook laat opgaan het. Maar die sal hulle geen seuns verlos in die tyd van hulle onheil nie. Want volgens die getal van jou stede is jou gode, o Juda. En volgens die getal van die strate in Jerusalem het julle altare opgerig vir die skande God. Altare om vir Baal rook te laat opgaan. En jy bid nie vir hierdie volk nie, en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, want ek hoor nie in die tyd as hulle my aanroep van wie hulle onheil nie. Sien, God is so kwaad vir hierdie volk dat hy nie eers hulle gebede hoor nie. Jy sien, wat sê 2 Kronieke 7 vers 14? Jy moet jouself verootmoedig voor God. Nie net jy as 'n persoon nie, maar die verbondsvolk moet dit doen. Die volk met wie God 'n verbond het, moet dit doen. Hulle moet die knie buig voor God. Hulle moet luister na sy stem. Hulle moet hulle self verneder in eendragtelike orde. Dan moet hulle vra om vergifnis. En hulle moet dit bedoel uit die hart uit. Want dan sal God hoor. Dan sal God hulle vergewe. En dan sal God hulle grondgebied herstel. Hy sal genesing bring, waar genesing toegepas moet word. Dan sal God hoor. Wat het my beminde in my huis te doen? Vers 15, dat sy daar haar lustige plan uitvoer. Sal baie dinge en heilige vleis jou onheil van jou wegneem? Dan kan jy jubel. Die Here het jou die naam gegee, groen olyfboom, skoon deur mooi gevormde vrugte, maar by die geluid van 'n groot gedruis het hy 'n vuur daarteen aangesteek en sy takke het gebreek. Want die Here van die leerskare wat jou geplant het onheil teen jou gespreek, weens die boosheid van die huis van Israel en die huis van Juda, wat hulle graag gedoen het, om my te terg deur rook te laat opgaan vir Baal. Jy sien, onheil kom oor 'n land, dit kom oor 'n volk, wanneer hulle ongehoorsaam is, wanneer hulle eie listige planne volg. En dan wil hulle uitroep en vra vir hulp, maar die volk buig nie die knie nie. Jy sien, hulle hoop, en alles is in die geld, is in die goede wat hulle hande maak, in hulle afgode. En daarom verteer hulle, daarom val hulle, daarom vou hulle, want hulle kyk nie op na die God wat hemel en aarde gemaak het nie. Maar hulle kyk na die probleem. Hulle sien nie die verlossing nie, want hulle vertroue is nie meer in God nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoor hierdie gebed van môre, Here. Vader, verander die volk se hart, verander hulle gemoed, sodat hulle weer kan terugkom na die verbond toe, waarop U hulle geroep het. Vader, verander hulle hart, sodat hulle die knie sal buig voor U, in opregtheid en liefde en genade, sodat U hulle geroep het in Jesus naam. Amen.
Lees jou Bybel.